Dit is vandag maandag 1 Junie. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees 'n paar verse saam uit Galasiërs 3, vers 23 tot 29 uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan as ons bewus raak van die asem van God in ons. Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste. Dis wat die woord ons leer. O Heer, wil dan u liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê, en so u wet bewaar. Laat ons welvoeglik lewe, geheilig deur u Gees, bekleed met u, Heer Jesus, gekruisig na die vlees. Amen. Ons is in die seisoen van groot rugby. Die All Blacks kom later verjaar hier toer. En ek is nie deesdae so 'n fanatiese rugby kyker nie, maar wanneer ek kyk, is een van die frustrasies vir my wanneer 'n skeieregter die wedstryd doodblaas. Twee goeters gebeur. Die wedstryd vloei nie en spelers maak nog meer foute want hulle is bang hulle gaan opgeblaas word en dan maak hulle meer foute. 'n Skeieregter wat die wedstryd laat vloei, laat spelers ook veiliger voel en die wedstryd raak al hoe meer aanskoulik. In hierdie gedeelte skryf Paulus dat voorheen was ons slawe as gevolg van die wet. Dis ongelukkig wat gebeur het. Die wet was daar om eintlik die lewensvloei te help reguleer van die volk van God en hulle voor te berei binne grense, hulle veilig te hou in hulle tyd van voorbereiding in die woestyn en dan ook vir die beloofde land, om daar binne goeie grense te leef. En soos alle goeie dinge verword goed soms en het hierdie wet iets geraak waarmee mense mekaar slaan, 'n stok. Het dit iets geword waar ons mekaar mee wil uitvang, eerder as om vryheid te gee. En dan sê hy, en dit is wat Christus kom doen het. Hy het vir ons die geloof kom gee, hy het vir ons die liefde kom wys, wat plek maak vir almal, wat die lewensvloei help vergemaklik. Laat hierdie gedagte vir 'n oomblik op jou hart lê.
Nooi om saam met my te luister na Galasiërs 3, vers 23 tot 29. En as daar 'n woord of 'n sinsnede is wat by jou opkom, hou dit vir 'n oomblik vas en oordink dit in die stilte. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Die wet probeer mense uitvang. Geloof in Christus sien raak waar ons die regte goeders doen en wil eerder beloon. In Christus is ons almal een. Deur die doop in hom is daar nie meer onderskeid nie. Almal is nakomelinge, erfgename van Abraham. Hoe wil die liefde en geloof in Christus jou in hierdie dag en week help om as 'n vrye mens te leef? Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste. Dis wat die woord ons leer. O Heer, wil dan u liefde ook deur my openbaar.
dat ons mekaar mag lief hê en so U wet bewaar. Laat ons welvoeglik lewe geheilig deur U Gees, bekleed met U, Heer Jesus, gekruisig na die vlees. Amen.